Goeiedag julle, nou weer hier by hierdie week se toerusting. Ons is hierdie week in Genesis 17. Verlede week in Genesis 15 en 16 gewees. Nou wat gebeur hier in Genesis 17? Versie 1 gee nog ons lekker konteks en versie 1 wys vir ons soos is nou 13 jaar na die hartseer gebeure van Genesis 16 waarmee ons nou verlede week afgesluit het. Hoe sien ons dit raak? Nou kyk hier so in Genesis 16 se einde staan daar en Abraham was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir Abraham gebaar het. Ek kon sê net gou ietsie oor Abraham en Hagar en Ismael. Dan nou weer, dit was ons nou Sarah en Abraham se plan om 'n kind te hê. Die Here beloof 'n kind, maar dan gaan tyd verby aan. Dit raak 'n krisis, hulle worstel met hoe gaan hierdie belofte van 'n kind 'n werklikheid word, en dit is 'n baie belangrike belofte, is maar net sommer ons wil 'n kind hê, en hierdie kindbelofte is baie belangrik, want dit gaan terug na Genesis 3 vers 15 toe, die moederbelofte, die kind wat gebore moet word uit die vrou, hy kom in geslag van Set, hy kom in geslag van Noag, Sem, hy sit hier by Abraham, Abraham se verlossing, ons almal se verlossing hang af van hierdie kind wat gebore moet word, en nou kom dit net hier, en hulle raak nou oud, en so toe maak hulle die plan, dit is 'n ongeloofsplan. En Sarah gee toe, ons nou Hagar, haar Egiptiese slavin vir Abraham. Abraham gaan nou toe 'n kind met Hagar. En dan stop hoofstuk 16 wat sê, hy was 86 jaar oud toe, of Abraham was 86 jaar oud toe Ismael nou gebore is, en dan begin hoofstuk 17 met, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, so, 86 minus 99, of 99 minus 86, dit bring my by 13 jaar uit, ek hoop ek maak my somme reg, maar dit lyk vir omtrent so iets. Ons is 13 jaar na daardie, hartseer hoofstuk 16. En ek dink dit moes 13 moeilike jare gewees. Hoekom? Want Abraham sit met 'n moeilike Ismael in sy huis. Hoekom is Ismael moeilik? Wel, die Bybel sê so. Hoofstuk 11 van 6, hoofstuk 12, van hoofstuk 16, daar profeteer die Here mos aan Hagar hoe Ismael sal wees. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees, sy hand teen almal, en almal se hand teen hom. Hy sal teenoor al sy broers win. Nou dit sê vir my, Ismael was 'n moeilike mens, moeilike kind, en Abraham is 86, as op die stadium 99 jaar oud, en Ismael is besig om dalk in die moeilike fase van sy lewe in te gaan, tienerfase, ek weet nie of tieners nou regtig van daai tyd so moeilik was, ek dink ons skiep partykeer hierdie moeilike tiener ding vir onsself. Maar, so in 'n geval, maar die Here het gesê, Ismael gaan 'n moeilike kind wees, en hy sit Abraham met hierdie ding in sy huis, en waarom het Abraham nie alles geworstel nie? Ek dink hy moes afgekom het uit droog gemaak, dat hy het ongeloof opgetrek, en dan dink hy dalk, wat maak die Here nou hiermee? Die Here my verlos, en hy worstel met hierdie goed. En dan binne in hierdie donker tyd verskyn die Here op die toneel, hoofstuk 17 vers 1. En dan is die groot ding wat in hierdie hoofstuk gebeur, is die Here bevestig sy verbond met Abraham. Dit is so wonderlik genadig. Die Here bevestig sy verbond met Abraham, en dan kry daai verbond ook meer inhoud. So op al die pad die verbond van Genesis 5, die Here het 'n verbond met Abraham, waarin die Here met daardie verbond waarborg, ek sal alles doen wat nodig is om hierdie kind vir jou te gee, en die land vir jou te gee. Die Here sal alles doen wat nodig is om dit te laat gebeur. En hier in hoofstuk 17 bevestig die Here dit, maar daar kom ook inligting by. So kom ons gaan nou 'n bietjie in op die detail van hoofstuk 17. Ek dink hoofstuk 17 het 2 groot episodes. Die eerste ene werk met vers 1, die Here verskyn en praat met Abraham, en dan vers 22, nadat die Here klaar gepraat het, vaar hy op. So, daai bind vir ons, vers 1 en vers 22, bind vir ons eintlik die eerste episodetjie mooi saam, omraam dit met die Here wat verskyn en praat, en dan klaar praat en weggaan. So, eerste episode vers 1 tot 22, en dan die tweede episode vers 23 tot 27. Nou, belangrik binne die eerste episode is die Here se besnydingsopdrag, ons sal nou nog daarby uitkom.
Want daardie opdrag dryf ook dan die tweede episode, Abraham voor die Here se besnydingsopdrag uit. So kom ons dink 'n bietjie, hoe gaan ons deur hierdie hoofstuk nou werk, hierdie toerusting? Ek dink vers 1 en 2 en vers 3 tot 8 gaan ons nou doen in hierdie toerusting verder. En dan vers 9 tot 14, daardie besnydingsopdrag is 'n toerusting op sy eie, en dan vers 15 tot 22 weer op sy eie. Ek gaan nie regtig ingaan op vers 23 tot 27 nie. Daar sien ons net baie duidelik Abraham wat gelowig gehoorsaam die opdrag van die Here uitvoer. Dit word ons mooi daar ingehamer. En hier is 'n geweldige klomp belangrike inligting in vers 1 tot 22. So, dit is waarby ons hierdie week ons fokus gaan sit. Vir nou, eerste dan vers 1 tot 8 kan ons maar sê, dan vers 9 tot 14, en vers 15 tot 22. Kom ons gaan in op vers 1 tot 8. Heel eerste is dan vers 1 en 2. Wat gebeur hier? Al vers 1 en 2 sê, ek is God die Almagtige, dit die Here verskyn daar aan Abraham, en dan sê hy begin praat. Dis hoe die hele hoofstuk, en ek net gou weer terug gaan daar na die vorige ding toe. Hierdie indelings wat ek gemaak het, word die hoofstuk self wys dit vir 'n mens, of die teks self wys dit vir 'n mens. Ek het nou soms so 'n rooi hier in my Bybel onderstreep, maar dit begin met, die Here het aan Abraham verskyn en vir hom gesê, dis vers 1, dan weer vers 3, en God het met hom gespreek en gesê, en dan weer vers 9, verder het God aan Abraham gesê, en dan vers 15, verder het God aan Abraham gesê. So hierdie hele eerste episode word gedryf met God wat sê. Het ek dit nou maar so ingedeel vir ons. Maar goed, kom ons kyk dan, soos ek net gesê het, na verse 1 tot 8, die Here se eerste twee sê's, of gesegdes, as jy dit nou so kan sê. Die Here sê, en dan weer vers 3, die Here sê. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. God het verskyn en hy sê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig en wees opreg, en ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vernederende. Dink ons moet hier werk met, kyk, wie is God? Kyk wat beveel God, en kyk God se belofte. Wie is God? Nou, God is die Almagtige. So binne in daardie donker tyd, waar Abraham sê, kom die Here en hy sê, kom, ek is die Almagtige. So niks is vir my onmoontlik met Abraham. Ek het alles uit niks geskep nie. God is die Almagtige, niks is vir hom onmoontlik nie. Wat 'n boodskap gee dit vir Abraham in daardie situasie? Wel, breek met glo in jouself en draai na glo in God toe. En dis wat Abraham moet doen. Hou op om te glo in jouself. Is dat ons 'n ding wat ons nou baie lekker populêr in ons tyd ook is, het glo in jouself. Nee man, glo in God. Dis ek baie beter. Dis wat ons moet doen. Hy is dan nou magtig. Jy is net op die beste magtig en baie keer nie vreeslik baie magtig. Eintlik skrikwekkend swak. So weet jy, hou op met glo in jouself. Glo in God. Glo in God. Dis wat ons moet doen. Abraham moet dit doen, ons moet dit doen. Abraham moet dit in daai situasie doen. Abraham, ek is die een wat hierdie beloftes werklikheid gaan maak. Jy en Sarai het julle plan gehad en julle geloof in julleself het nou baie mooi gewys, dit word net een reuse gemors. Nee, draai weg van dit af. Glo in my. Okay? Vertrou op God. Dit is iets wat ons en ons kinders net moet aanneem. Dit sê ook vir ons hoe ons Bybel nog ons moet lees. Nee? As ons Bybel lees, probeer om die beloftes daar uit te haal. En mens kan dit dan selfs nou gaan skryf daar met 'n wit bordkoutjie op jou yskas. En begin dit as gesin te bid. Jy weet, as God iets beloof, dan kan jy dit ons gaan vra. Ja? En bid dit, en bid met volharding. Kyk hoe lank ons Abraham hulle bid, en glo, en volhard in gebed, nie. En so moet ons met God se beloftes na God toe gaan, en vra dat hy dit vir ons werklikheid maak. En hy kan, want hy is almagtig. En die tweede ding, kyk wat beveel God. Wandel voor my aangesig en wees opreg. Wat sê dit? God is toch, daai aangesig, wat ek eers wil sê, daai aangesig beteken sy teenwoordigheid. Wandel in my teenwoordigheid, sê die Here, en wees opreg. Nou kan 'n mens vra, Here, maar hoe werk dit? Want U is alomteenwoordig, so ek is tog in elk geval altyd in U teenwoordigheid. Hoekom sê U dit dan vir my? En ek dink die Here sê dit vir ons omdat Abraham en ons
wel bewustelik moet leef dat ons in God se teenwoordigheid is. Dit moet by my 'n bewustelikheid wees, van oomblik tot oomblik dat ek in God se teenwoordigheid is. Nou moet ek dink, wie is hierdie God, in wie se teenwoordigheid ek is? Hy is almagtig. Dus, hier binne in my situasie, wil ek heeltyd omring word deur situasies soos, my vrou is onvrugbaar en sy kan nie 'n kind hê nie, en wat nou, want ek weet maar, God is hier. So, nie jou eie planne uitdink nie, gaan na die God toe wat almagtig is, en wat vir jou lief is, en wat vir jou omgee het. En dis hoe ons ook moet leef, wandel voor sy aangesig, leef in sy teenwoordigheid, wees opreg. Daar binne-in, daai opreg beteken nie, wees sondeloos nie, dit beteken, wees opreg. Gaan na God toe met jou krisisse, gaan na God toe met jou sondes, bely jou sonde, moet dit nie probeer toedek nie, probeer toehou of wegsteek nie, hy is alomteenwoordig en hy is alwetend, leef voor hom in oopheid, leef voor hom met skuldbesef en sondebelydenis, aanvaar sy vergifnis, dis vir jou daar, neem dit aan, maar leef ook dan 'n lewe waar jy breek met sonde in die teenwoordigheid van God. Dit wat ek vra met help. En dis 'n lewe, dis hoe 'n lewe in verbondsverhouding met God lyk. Dan die derde dink ek sy belofte. Ek wil my verbond sluit tussen my en jou. Nou daai sluit is daar belangrik. Die 2020 vertaling sê, ek net gou lees daar, leef vir my, hy sê so, ek wil my verbond bekragtig. Ek dink ook ons is 'n goeie vertaling. Daar sluit in Hebreëus, sit Nathan, en heel letterlik beteken dit, ek wil my verbond gee tussen my en jou. Maar in die konteks van verbond, het daai Nathan, Hebreëus Nathan, daai betekenis van bekragtiging, of vernuwing, of versterking. So, ek dink dis hoe ons dit daarvan verstaan. So die Here sê, gaan nie oor 'n nuwe verbond wat die Here nou na Genesis 15 sluit. Nee, dis daai Genesis 15 verbond wat die Here bekragtig. En net soos daar in Genesis 15 het die Here met daardie verbond gewaarborg. Hy luister, ek gaan die belofte wat ek vir jou maak, Abraham, van land met 'n nageslag wat daar binne is, gaan ek waarborg jou, ek sal dit werklikheid maak. En hier in wanneer die Here sê, ek gaan nou my verbond bekragtig, dan sê dit daar, dat ek jou buitenspel wil vermeerder. Ek sal jou 'n groot volk maak. Groot nageslag, soos die Here daar beloof het in Genesis 15, soos wat hy beloof het in Genesis 12, en dit vat ons natuurlik weer terug na Genesis 3 vers 15, 'n groot nageslag, uit wie die kind gebore word, wat die oorwinning bring, wat die koninkryk bring, die een in wie die nasies van die aarde geseën sal word. Lewe sal hier binne die koninkryk. Wat is hier van God raak sien? Ek sê trou. Abraham maak foute, Abraham leef in ongeloof, maar ons God bly getrou. Dis sy genade wat ons hier moet raak sien. So dis wat ons moet raak sien in vers 1 en 2. Kom ons beweeg 'n bietjie aan na vers 3 tot 8. Nou as 'n mens aanlees vers 3, 4, 5, 6, dan hamer die Here weer eens daardie belofte in van groot nageslag. Hy sê ook, daar gaan konings uit hom uitkom. Uiteindelik die koning, hè? Daardie verlosser koning, Jesus, die kind van die vrou, die slang se kop vermorsel, die koninkryk van vrede bring en lewe vir die geslagte van die wêreld. In die koninkryk. En dan kom ons by versie 7 uit. Nou, vers 7 is nogal belangrik. Want in vers 7 sê die Here nou inligting by. Hy sit 'n verbondsbelofte by, wat nog uit wat daar was, maar hy lig dit nou pertinent uit. En dit is die belofte van om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Kom ons lees 'n bietjie Genesis 17 vers 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond. So met ander woorde, wat die Here sê, daai Genesis 15 verbond, en ek sal seker maak het 'n nageslag, daai verbond sien net met Abraham nie, dit loop aan in die geslagslyne, maar dan kom daar 'n mooi belofte, 'n skitterende belofte, 'n wonderlike belofte. Hy sê,
Ek maak hierdie verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou kinders na jou, vir jou nageslag na jou, 'n God te wees. Hierdie is net wonderlik. Dis die omkering van die krisis van die sondeval. In die sondeval, of voor die sondeval, in die paradys, in die tuin in Eden, het Adam en Eva by God geleef. God was hulle God. God was hulle Vader. Daar was hierdie wonderlike verhouding. Toe kom die sondeval, en daardie verhouding is tot nie. Maar dan in sy genade beloof die Here in Genesis 3 vers 15, 'n kind wat Satan se kop gaan vermorsel, die koninkryk van vrede gaan terug. Dan beloop die openbaringsgeskiedenis nou aan, soos ons gegaan het, ons kom by Abraham, en dan sê die Here, ek beloof 'n kind, wat in hierdie nasies van hierdie aarde ook lewe gaan hê. Daardie kind gaan Satan se kop vermorsel, daardie kind gaan die koninkryk van vrede bring, maar daardie kind gaan ook sorg, dat daar weer werklike lewe is, en nie meer dood nie. Nie meer die oordeel van dood nie, maar ewige lewe. En nou kom hier iets by van, daai ewige lewe is lewe in verhouding met God. Waar God sê, ek is jou God. Ek is nie meer teen jou in oordeel oor jou nie, ek is jou God. En dis die wonderlike openbaring wat hier bykom. En nou, wat nog wonderlik is, die Here sê dit nie net vir Abraham, die Here sê dit ook vir Abraham se nageslag, vir sy kinders. Nou, hierdie is 'n wonderlike lyn wat dwars deur God se woord openbaring loop, en uiteindelik 'n hoogtepunt kry in Openbaring 21. Daar op die nuwe hemel en die nuwe aarde, dan sê die Here, ek is nou by die mense, en ek sal vir hulle 'n God wees. Net soos hier in Genesis 17. Ek sal vir hulle 'n God wees. Nou dit is wonderlik. Weet jy wat, as jy nou daar rondom jou huisgodsdiensttafel sit met jou kinders, en jy is regtig gelowig soos Abraham gelowig was, dan geld hierdie verbond ook vir jou. Ek is vir jou 'n God. Jou en jou vrou. En weet wat nog? Nie net vir jou en jou vrou, maar ook vir jou kinders om hierdie tafel. Is ek 'n God. En in my verbond beloof ek sal alles doen wat nodig is om te sorg dat jy en jou vrou en jou kinders, jou nageslag, deel sal wees van hierdie verbond, daar waar ek hulle God is. Hierdie is 'n geweldige wonderlike belofte. Dink nou net 'n bietjie aan die teenoorgestelde. Teenoorgestel daarvan is, ek staan buitekant te verbond, God se verbond, dit is ons van nature, onder sy oordeel. En al wat ek en my vrou kan voortbring, is kinders vir die hel, om saam met ons ewig in die hel te wees. Kyk hoekom draai die evangelie dit in. 'n verbond waar God sê, ek sal jou God wees, en ook jou kinders se God, jou nageslag se God, van hier af tot in die eeuwe wat kom, jou nageslag se God. Dis geweldig, wonderlik, dit die omkeer van die krisis van die sondeval. En dit is wat God het kom doen, en dit is wat hy vir ons kom wys hier in hierdie eerste 8 verse van Genesis 17. Ek dink ons moet vir ons kinders hierdie wys, dis dalk 'n bietjie moeilik om te verduidelik, maar ook nie so moeilik nie. Wys vir julle kinders, veral op Genesis 17 vers 7, ek sal vir jou 'n God wees. Die verhouding wat die Here kom maak, breek, keer die sondeval krisis om. Ek is vir jou 'n God, en ook vir jou kinders, en ek sal doen wat nodig is om hierdie verbondsverhouding 'n werklikheid te maak. En wat is dit? Daardie kind wat gebore gaan word uit Abraham, Jesus Christus. Hy is die een wat maak dat ons wat sondaars is, in 'n verhouding met God kan kom lewe, want hy vat ons sondes weg. En hy bring ons in 'n verhouding met God, waar God sê, ek is jou God, en jou nageslag se God. Nou hoe dit presies moet werk, alles uitwerk, daaroor gaan ons nou meer leer in ons volgende stukke toerusting vir hierdie week.
Julle moet goed gaan verder.